Kom ons lees dan saam uit die Here se woord, uit Genesis. Genesis 22. Genesis 22. Ons gaan die eerste 14 vers lees, nie tot by vers 18 nie. Na hierdie dinge het God Abraham op die proef gestel en hom gesê, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Toe sê hy, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isak, en gaan na die land Moria en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Daarop het Abraham die môre vroeg klaar gemaak en sy esel opgesaal en 2 van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem. En hy het hout gekloof vir die brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat God hom aangewys het. Op die 3de dag toe slaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af. En Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel, en ek en die seun wil daarheen gaan om te aanbid en dan na julle terugkom. En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en dit op sy seun Isak gesit, en die vuur en die mes in sy hand geneem. So het hulle 2 dan saamgeloop. Toe spreek Isak met sy vader Abraham en sê, my vader, en hy antwoord, hier is ek my seun, en hy sê, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir die brandoffer? En Abraham antwoord, God sal vir homself 'n lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle 2 dan saamgeloop. Toe hulle kom op die plek wat God hom aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou en die hout reggelê en daar na het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het hom van die hemel af geroep en gesê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie, want nou weet ek dat jy God vrees, en jou seun, jou enigste van my nie teruggehou het nie. En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy met een se ram, wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het, en Abraham het gegaan en die ram geneem, en dit as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. En Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien, sodat dit vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal dit voorsien word. Dit is nou die onderwerp van ons gesprek vorentoe. Op die berg van die Here sal dit voorsien word. Nou, net so kom weer. Ons gaan so paar sondae wy aan 'n kursus uit die berge van God. Dis nie eintlik boodskappe nie, dis 'n lering. Daarom noem ek dit maar 'n kursus. Maar daar is baie diep Bybelswaarhede hierin opgesluit wat ons in moet maak en 'n pad moet begin loop wat so veel seën en heil vir jou sal inhou. Moet dit nie mis nie. En as jy dit moet mis, dan kan jy dit miskien op die internet kry. Maar in die Bybel is daar verskeie boodskappe wat vir die vleeslike en natuurlike oog verborge is. So is daar binne op baie diep verborge boodskappe in die berge van die Bybel. En dit is geweldig interessant en mooi. Maar van sy berge af praat God baie duidelik en in diepte met sy kinders wat sy stem ken. So as jy nie met die Here verhouding het nie, gaan jy niks weet nie, jy gaan niks hoor nie, jy gaan niks opneem nie. Dit gee ons dieper insig in God se weë met ons. Dis wat ons wil hê. Ons wil dieper insig hê in God se dinge, in God se werke, en hier gaan ons dit kry. Hoor wat sê in Psalm 87, sy grondvesting, in Hebreëus staan daar, sy fondamente is op heilige berge. God se grondveste, sy fondamente, is bo op heilige berge. Wat se fondamente? Dis die fondamente van ons geestelike lewe en ons heil en ons lering. Dis op berge gesit. So ons sal daarna kyk. En in Psalm, of Jesaja 49 sê, ek sal my berge tot 'n weg maak. Die Hebreëus noem hier dit meer
'n rigting van loop, 'n kursus wat jy moet volg. Hy maak sy berge tot 'n weg. Daarom gaan ons hele reeks berge vat om 'n weg te kry na dieper heilswaarhede vir die geestelike lewe. So, hou dit by en onthou en doen wat God van ons vra. So dit is 'n besonderse boodskap van die heilsweg van God vir die lewe van vrug en oorwinning vir sy kinders. God stel belang in jou en jou geestelike lewe en in myne en hy wil ons seën. So dit openbare proses vanaf die goddelose Egipte, die woestyn, omswerwinge en die lewe in die land van God. So daar's 'n proses waarin die berge aan ons bekend gestel word en waarop ons dan die seën van die Here kan ontgin uit die berge van die Here. Begin in Egipte. Egipte, as ons nou daarby kom, is 'n tipe van die verlore wêreld. Egipte is 'n tipe van die wêreld, die mense wat God nie ken nie. En bo aan hulle sit Farao, wat 'n tipe van Satan is. Ek sal hopelik volgende week vir jou 'n mooi Bybelstudie daaroor gee. Maar die woestyn is 'n tipe van die Christen wat in die vlees wandel en onkunde is. Loop in sirkels in 'n geestelike lewe. Daar's nie werklik iets nie. Dan Kanaan is 'n tipe van die oorwinningslewe. Daar gaan 'n mens met die dieper dinge van God te doen kry. En dis waar die berge dan 'n verskillende boodskap na ons toe bring. So aan sy volk gee God besonderse beloftes. Dis nou vir Israel, maar dit geld vir ons ook. God gee beloftes aan ons. En as ons daai beloftes ons in maak, dan word dit 'n werklikheid. Daar's baie mense wat sekere beloftes in die Bybel soek en daar hamer en sê dit, die Here het my dit gegee, en hulle maak sulke kaartjies en hulle lees dit en sê dis 'n belofte van God. Dis nie waar nie, los dit uit. Maar hy sê vir sy volk, die land waarheen julle oortrek om dit in besit te neem, is 'n land van berge. Daar's berge en julle moet ag gee op die berge van daardie land. Dis 'n belofte van seën. Dis Jesus gesê, oorvloed. Ek het gekom om lewe in oorvloed te gee. So ons kyk na die geestelike deel daarvan ook. Ons gaan kyk na die boodskappe wat God deur sy berge aan ons gee en dan word dit afgesluit met 'n opwindende seën vir almal wat die weë van die berge van God hulle sin maak. So, dis inleidend vanmôre net om vir te wys daar's iets wat baie mense mis en wat hulle nooit raak sien nie in hierdie heilswaarhede wat van die berge van God af na ons toe kom. So, die vermoeide swerweling sê, Psalm 121 vers 1, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Sien hierdie mense het iets geweet. Ek slaan my oë op na die berge, daar sal my hulp vandaan kom. Hoekom? Want die altare en gedenkstene en gedenktekens van God se genade en voorsiening is daar op sy berge. Daar was lankal manne en mense wat daar gewees het en wat daar met God verhoudings aangegaan het en verbonde gesluit het. Jesaja 52 sê, hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep, wat aan Sion sê, God is koning. Van bo van die berge af kom daar 'n boodskap. God is koning. En dis die werk van 'n leraar om daardie boodskap oor te dra. Om aan die mense te sê van die berge af kom ons met 'n woord vir jou. Geestelik, die berge sal vrede dra vir die volk en heuwels deur geregtigheid, sê God in Psalm 72. Die berge sal vrede dra vir die volk. Want daar is 'n boodskap om vir jou vrede aan te bring uit die berge van die Here. So, in die eerste plek sien ons die berge van God se voorsiening, soos ons in Genesis 22 gelees het vanmôre. En Salomo sê, mag daar volheid van koring wees in die land op die top van die berge, mag die vrug daarvan ruis soos die Libanon. Ja, dis net 'n leiding vanmôre, maar ons sal dieper op dit ingaan. Jare gelede, in die geskiedenis van Israel, het daar 'n man, Caleb, versoek gerig en gesê, toe hulle in die land inkom deur die Jordaanrivier. Toe kom Caleb en hy sê, stop net hier, geef my hierdie berg.
Ek wil daai berg hê. En daar is 'n rede voor gewees. Caleb was nie 'n gewone Israeliet nie, maar een van die 12 verspieders. Hy was nie 'n Israeliet nie, maar hy was een van die 12 verspieders. Hy en Josua kom terug met geweldige positiewe verslag en sê ons gaan hierdie land in besit neem. 10 ander sê nee, kom ons los dit, daar's reëse en daar's groot moeilikheid daar. Ons kan dit nie in besit neem nie, die reëse gaan ons opvreet. Maar Caleb en Josua sê ons gaan daai land in besit neem want God sê so. Op die stadium was Caleb 85 jaar oud gewees. Hy kom voor 'n berg te staan saam met die volk en hy stop hulle en sê gee vir my hierdie berg. Julle kan verder gaan die land in besit neem, maar ek wil hierdie berg hê. En daar's 'n rede daarvoor. Caleb beteken dapper, voortvarend, onstuimig. Man wat nie kan rus nie. Hy wil goed in besit neem, hy wil iewers kom, hy wil werk, hy wil oorneem. En dit was wat sy naam beteken het. En Caleb het daardie berg geken, want hy was voorheen daar gewees. Saam met Josua en die ander 10 was hulle op daai berg gewees. En hy was 'n verspieder daar. En daar het Caleb gesien, die God wat ons hiernatoe gebring het, gaan ons verder vat. Want daar's redes en daar's bewyse dat God met ons saam is. En wat is die bewyse? Hierdie was die berg van getuienisse waarop hulle gekom het. Daar het getuienis van daai berg afgekom na die volk, na die verspieders en almal. En nou weet hierdie 2 manne, en Caleb in besonder, dat hierdie is nie sommer net nie, daar's 'n boodskap in. En daar's 'n motivering in daardie berg, dat ons moet verder gaan en die land van oorwinning in besit neem. Wat is dit? Toe Josua en Caleb op die berg was, het hulle daar 'n altaar gesien. Hulle het 'n altaar daar gekry. En hulle het geweet, hier was iemand anders gewees, groter as ons. En daardie altaar se naam in Hebreëus is Garam Ramet El Galil. En dit beteken in Hebreëus, of in Afrikaans, die heiligdom op die berg van die vriend van God. Hulle het onmiddellik geweet, hierdie altaar het Abraham gebou. Die heiligdom op die berg van die vriend van God. 'n Altaar is 'n heiligdom, buitekant die tempel. En hier is 'n getuienis van 'n man, wat reeds gestaan het en hierdie land bekyk het, wat reeds belofte gekry het van God, hierdie land wat jy sien, tot daar ver gaan jy in besit neem, en hy bou 'n altaar daar, en hy sê, hier is die heiligdom van die vriend van God, op die berg. En dit was hoekom hierdie man by berg wil hê. Dis hoekom ek sê, gee my hierdie berg, want hier is getuienis van groot dinge wat hier gebeur het. Hier is getuienis van God wat hier betrokke was en betrokke is, want Abraham se altaar was daar. So op hierdie bergreeks is ook die spilonk van Magpela. Dis nie net 'n berg nie, hy het hierdie een stuk van die berg gevra, gee my hierdie berg. Maar in oorspronklike sê hulle, het hy gesê, gee my hierdie bergland. Dis 'n reeks van berge. En op daardie berg was die spilonk van Magpela, waar Sarah, Abraham, Isak en Jakob begrawe is. Dit is hoekom hierdie vir ons so kosbaar was. Die geskiedenis het daar saamgetrek en vir hierdie man gesê, God is saam op hierdie berg. Vat hom, jy sal groot dinge hier beleef. Nou, die Bybel sê dat Caleb en sy kinders het ingegaan. Die hele volk Israel het uitgesterf in die woestyn in 40 jaar se tyd. 2 manne en Caleb en sy kinders. Ons lees nie wat Josua se kinders of hy gehad het nie, maar Caleb en sy kinders en Josua het in hierdie land ingegaan. Hulle het hierdie land in besit geneem. Van 'n hele volk van 'n paar miljoen. Net 'n handjievol mense soos met die ark ook word gered. Gaan in die oorwinningslewe in. So. 'n Mens neem nie 'n berg van God in besit as hy nie agtergrond van die berg in sy geloofshelde het nie. Daarom moet ons die geskiedenis leer. Ons moet die geskiedenis ken. Anders gaan jy niks vorentoe in besit hê nie. Die geskiedenis is uiters belangrik. God sê in Jesaja 52, aanskou die rots waaruit jy gekap is en die holte van die put waaruit jy gegrawe is.
kyk na jou verlede, kyk na die getuienis uit die geskiedenis, kyk na die groot mense van God. En daarom is daar 'n hele hoofstuk in die Bybel beskrywe. 'n hele hoofstuk oor die geloofshelde. En daar is 2 hoofstukke in die Bybel wat nie afgerond is nie. Een is boek Handelinge en die tweede is hierdie geloofshelde rol. Dit is nog nie afgerond en dit is nog nie afgesluit nie. Na Hebreërs 11 se geloofshelde rol, waar hy al hierdie dinge verduidelik en ook praat van hierdie dinge wat ons mee besig is. Kom ons tot 12 wat sê, terwyl ons dan die wolk van getuienis rondom ons het, daar is 'n groot wolk van getuienis van die geloofshelde van Hebreërs 11. Hy sê, gedenk julle voorgangers, Hoofstuk 13, wat die woord van God aan julle verkondig het, aanskou dit uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloofs na. Hy praat van hierdie geloofshelde rol, waar mense se lewens beskrywe word, wat vir ons wys en sê, kyk na hierdie mense, volg hulle geloof na, en wees soos hulle, probeer wees soos hulle, om in die geloof die lewe in besit te neem. Jou eie geloofslewe, maar ook die fisiese lewe. So, lees die verhale van mense, soos Abraham, Petrus, Andrew Murray, Jesus, Spring Hyde en so meer. Daar is soveel om te leer uit die verlede, uit mense wat God geken het en met God 'n verhouding gehad en met God gewandel het. Mense wat bo op die berge saam met God was, waar hulle dinge geleer het wat die mense hieronder nie van geweet het nie. En ons kan nou hierdie dinge leer en bestuig om te sien wat God vir ons wil gee. In Deuteronomium 1 vers 35 sê God, waarlik geen een van hierdie manne, hierdie verkeerde geslag sal die goeie land sien, wat ek met 'n eed beloof het om aan julle vaders te gee nie, behalwe Kaleb, die seun van Jefune, hy sal dit sien, en aan hom en sy kinders sal ek die land gee, waarop hulle geloop het, omdat hy volhard het om die Here te volg. Hy gee God die belofte. Hier is 'n man, hy is nie 'n Israeliet nie, maar hy kom terug met 'n verslag, dat ons kan hierdie reuse oorwin, nes Dawid. En God gee belofte, jy sal hierin gaan, met jou kinders, saam met Josua, die leier van die volk. So ons moet nou kyk na onsself, ons moet kyk of ons geloof regtig lewend is, en of daar iets in ons geloof is, wat ons gaan dieper in die geloofslewe invat, maar God ons genade gee, dat ons hierdie dinge leer. Ek sal selfs met hierdie hele week, Hebreërs 11 oor en oor en oor gaan lees, en kyk, hoe lyk hierdie mense wat God werklik lief gehad het en werklik gevrees het, soos Kaleb en Josua. Net Josua en Kaleb en sy kinders het ingegaan, maar Psalm 24 sê, en hy vra die vraag, wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Moenie vals sweer, moenie 'n sweer nie sê God. So vra die vraag, wie mag klim op die berg van die Here? Dit impliseer dat jy moet voorberei. Jy moet jouself voorberei, gees, siel en liggaam, as jy soontoe wil gaan. So in hierdie tyd wat voor lê, moet ons onsself voorberei om te kan gaan saam met God op die berge van die Here en ons lesse daar te leer en ons erfenisse daar te ontvang. Wie mag klim op die berg van die Here? Dis 'n verskriklike vraag wat gevra word en 'n wonderlike antwoord wat gegee word. Jy moet voorbereid wees. Dis nie al nie as ander plek waar dieselfde ding sê wat nog moet jy uitbrei op dit. Maar ons moet reg wees, reg maak om daar te kom om saam met God dieper in te gaan. Hoor wat sê Jesaja 30. Die lied sal by julle wees soos in die nag, as die fees gevier word. En julle sal vrolik wees van die hart, soos die wat met fluite loop om te kom op die berg van die Here, na die steenrots van Israel. Jy sien, God wil ons soontoe vat. Hy trek ons soontoe, hy nooi ons soontoe. En hy sê, julle sal kom op die berg van die Here. En daar sal die steenrots van Israel, Jesus, jou ontmoet. En daar sal hy wonderlike dinge aan jou openbaar, soos hy gaan doen. So, ons moenie
lui wees om onsself voor te berei vir 'n ontmoeting met die Here elke dag nie. Elke dag is daar 'n geleentheid waar God jou bo op die berg wil bring saam met hom, saam met ander ook. Nou, Psalm 125 sê, die wat op die Here vertrou, is soos die berg Sion, wat nie wankel nie, maar bly tot in ewigheid. Hy sien, God vergelyk sy kinders, die getroue kinders van God, met 'n berg Sion. Die berg Sion is die heilige berg van God, waar hy woon, sê die Bybel. Rondom Jerusalem is berge, soos die Here rondom sy volk van nou tot in ewigheid. Berge het 'n baie groot betekenis in die Bybel en vir God en vir mens. Rondom Jerusalem is berge. En God laat dit nie na om dit te sê nie, want daar is 'n boodskap daarin. En hoe alles was ons koning lief vir die berge. Jesus was baie lief vir die berge. Matteus 14, en nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was hy alleen daar. Daar was hom geen dieper gesprek met God as op die berg. Geen wonderliker plek vir sy siel, en sy gees en sy wese om met die Vader te kommunikeer nie. Want, ek herinner hom ook aan daai wat Abraham gesê het, hierdie is die heiligdom op die berg van die vriend van God. Jesus was daar. Daar het hy gedurig alleen gegaan om te bid, om met die Vader te verkeer. Lukas 6 sê, en hy het daar uitgegaan na die berg om te bid en in die nag in die gebed tot God deurgebring. Hoekom is ons geestelik so arm? Bid ons ooit 'n uur per nag? Wanneer laas het ons 'n halfnag van gebed gehad of 'n nag van gebed, waar ons dwars deur die nag bid, soos Jesus gedoen het? Hoekom het hy dit gedoen? Ons het dit meer nodig as hy self God. Maar omdat hy een met sy Vader wil wees, het hy die hele nag met hom saam gekommunikeer en gebed deurgebring. Hy het nie behoeftes gehad wat hy van die Vader gevra het nie. Hulle het net gekommunikeer. Hulle het gemeenskap gehad op die berg in liefde en in die grootheid van God. Lukas 9 sê, en omtrent 8 dae na hierdie woorde het hy Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem en op die berg geklim om te bid. Hulle het nie gaan kyk hoe lyk die land nie, hulle gaan klim om te bid. En terwyl hy bid, het die voorkoms van sy aangesig anders geword en sy klere skitterend wit. Dis daar waar die verheerliking plaasvind van 'n mens se siel en jou wese, as jy met God saam op die berg is. Daarom moet ons die berge van God beklim en ken. Oswald Chambers, ons is geneig om te dink dat alles wat plaasvind omskep moet word in nuttige lering. Dit moet egter tot iets meer en beter omskep word as net lering, naamlik tot karakter. Die berge is nie bedoel om ons net iets te leer nie, maar om van ons iets te maak. Die oomblikke op die berge is seldsame oomblikke, hulle is daar met die oog op iets besonders in God se plan. So ons het hier 'n boodskap wat ons moet navolg en wat ons moet na kyk. Dis ernstige dinge. En ek wil vir u sê, moenie dit mis nie. Die heil op die berge van God is groot. En dis 'n geestelike saak. Vir baie was dit 'n fisiese geleentheid, maar is 'n geestelike saak. En ons wat in die nuwe verbond lewe, ons moet hierdie geestelike dinge ons in maak. Anders gaan jou lewe nie groei nie. Jy kan nie geestelik ontwikkel as jy nie toepas wat jy leer in die woord van die Here nie. So moet dit nie mis nie. As die Here ons spaar, sal ons volgende Sondag weer aangaan en by die werklikhede van hierdie dinge kom. Wat sê hierdie berg vir ons? Wat gee dit vir ons? Wat het dit vir ons? Pag. So mag die Here ons ryklik seën. Hebreërs 12, nou sê hy is 2 groepe. Hy praat van die groep van die Ou Testament, daar in die berg Sinaï. Julle het nie gekom by 'n tasbare berg nie, en 'n brandende vuur en donkerheid en duisternis en storm en basyn geklank, en die geluid van woorde waarby die hoorders gesmeek het, dat hulle geen woord meer sou toegevoeg word nie, want hulle kon die gebod nie verdra nie,
Selfs as 'n dier die berg aanraak, moet dit gestenig word of met 'n pyl neergeskiet word. En Moses, so vreeslik was die gesig, het gesê, ek is verskrik en ek sidder. Toe hy God op die berg ontmoet, toe sidder hy, toe bewe hy. En ons sal dit ook doen as ons God sien. En hy sê dit was verskriklik om hierdie aangesig te sien. En dis in die Ou Testament, toe God hom openbaar het. En Eksodus 19 meen ek sê, God het in die môres afgedaal op daai berg, dan bewe die hele aarde en die berg slaan in die brand. En dan praat God met sy volk. Maar nogtans het hulle nie geluister nie. Met daai stem wat praat het hulle nie geluister nie. Teruggegaan en 'n goue kalf gemaak en aanbid. Soos die mens, soos die vlees van die mens. En daarom moet 'n mens die vlees kruisig en in die vlees uitkom na die dimensie van die gees. En in die Nuwe Verbond, in die Nuwe Testament sê hy vir ons die verdere beskrywing daarvan, maar julle kinders van God het gekom by die berg Sion, die geestelike berg van God, en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem met 10.000 engele, by die feestelike vergadering en gemeente van eerstgeborenes wat in die hemel opgeskryf is, en by God, die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus, die middelaar van die nuwe verbond, en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. Hier kom God se volk by 'n ander plek. Dis nie 'n verskriklike berg wat bewe en aan die brand slaan en mense hardloop weg en diere word doodgemaak as naby kom nie. Hier sê God, julle het gekom by die berg Sion, die heilige berg van God. Dis waar God ons wil bring. As kinders van die Here, daar is 'n boodskap in hierdie berg. Daar's heil op hierdie berg. En daar's erfenis op hierdie berg wat ons in moet maak. So, julle het nie gekom by die berg, julle het gekom by die berg Sion. Eerste sê, julle het nie gekom by 'n tasbare berg en 'n brandende vuur. Met ander woorde, ons het gekom by 'n geestelike berg. Julle het gekom by die berg Sion. En die stad van die hemelse, die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem. Met ander woorde, God wil ons oë vestig op dinge daarbo. Daarom sê Paulus, bedink die dinge daarbo is, nie op die aarde nie, vergeet die Jerusalem op die aarde, as die Jerusalem daarbo waarna ons moet kyk, en dis die bruid van God, ons moet ons vergewis van die dinge daarbo, en as ons op die berg is ons naby die dinge daarbo, so kom ons klim op die berge van die Here, mag God ons help, amen.